Ons sit net so, dan buig ons hoofde in aanbidding. Ons Hemelse Vader, Here, ons kom in hierdie middag en ons wil voor U kniel en ons wil voor U buig. Want U is die God wat hierdie hele pad met ons stap. U het nie net vir ons gemaak en geskep nie, maar U stap ook hierdie pad met ons. En so baie keer gebeur daar ook so baie dinge wat ons nie verstaan nie. Maar U is ook seun wat vir ons aan die kruis gesterf het. Maar waarvan ons ook in hierdie middag die wonder kan bely en kan glo met ons hele wese dat U die dood oorwin het. En dat hierdie oorwinning van die dood ook vir ons as gelowiges die versekering gee van ons opstanding uit die dood. En Gees wat hier by ons teenwoordig is. Ons kom in hierdie middag en ons wil vir U vra dat U vir ons sal naby wees, dat U vir ons sal lei ook met hierdie verligtinge. As ons gaan lees vanuit U woord, dat U woord tot ons sal spreek. Dat U vir Marlinda, vir Stefanie en vir Jaak ook in U liefde sal vasbind. Elkeen wat in besonder ook hier dierbaar was verkoos, met wie hy ook 'n pad gestap het. Wil U vanuit U woord die troos en die bemoediging gee. Wil U ook dat as ons U woord lees, dat U vir ons duidelik ook hier die boodskap sal gee oor hoe U die pad met ons as U kinders sal stap. Gee vir my ook in hierdie middag dat met al my tekortkominge ek ook kan sê, so spreek die Here. Ons bid dit in U naam ontwil. Amen. Marlinda, Stefanie, Jaak wat ook hier inluister, mag die Here ook vir julle elkeen in hierdie middag die vertroosting gee. Mag dit ook wees, as ons gaan lees vanuit U woord, van die woord van die Here, dat hy ook tot ons as sy kinders is. Ons gaan lees vanuit die woord van die Here uit 2 Korintiërs 4, pragtige gedeelte, en ook uit 2 Timoteus 4, daarvan af vers 6 tot 8. Nou as 'n mens baie keer gaan kyk na 'n gedenkdiens en jy lees in die Bybel oor dood, is die vertroosting wat die Here vir ons gee vanuit die opstanding van die Here Jesus Christus. Daarom hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 4 en 5 wil ook baie sterk staan, en ek sal net nou so ietsie daarvan sê oor die opstanding van Jesus Christus, wat dan direk ook vir ons as gelowiges gekoppel word aan ons opstanding uit die dood. 2 Korintiërs 4 gaan ek vir u lees hier vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna ons woning uit die hemel om ons te oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in 'n tentwoning is, sug en voel bedruk.
Omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie, ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in ons liggame bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur te sien nie. Ons is vol moed en sal liewer ons verblyf in die liggame wil verlaat en by die Here gaan woon. En dan gaan ek ook vir julle net 'n gedeelte lees hier uit 2 Timoteus 4 van vers 6 tot 8. Wat my betref, ek word alreeds as dankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. En dan dit wat hy vir ons sê, wat vir ons as gelowiges wag na die dood. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer sal kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons lees net 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Tot sover. Die woord van die Here gaan kom vanuit hierdie hele geleese gedeelte. Een ding wat vir my al meer opvallend was in die afgelope, kom ons praat bietjie meer as 'n jaar en 'n half met COVID, is die verganklikheid en die broosheid van 'n mens se lewe. Ek dink Dawid wil vir ons iets daarvan vertel in Psalm 103 waar hy sê die mens sy lewensduur is soos gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. En dan sê hy as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en die plek vir altyd weer. Nou Paulus wil as te ware hier by kortstondigheid van die mens se lewe aansluit. Hy gebruik 'n kontras om vir ons iets te vertel van die gelowige se sterwe. Hy praat van twee goed. Hy praat in die eerste plek van 'n tentwoning en dan praat hy van 'n vaste gebou. Nou, ons ken 'n tentwoning. Ek dink as jy in 'n tent is, van u wat uitkom, is dit nogal iets wat 'n bietjie uitgelewer is aan die elemente. Die wind begin waai, as dit begin reën, is dit nie altyd so lekker. En dan sê hy vir ons, gebruik hy die beeld om te sê, maar die aardse lewe is eintlik soos 'n tentwoning, en dan die lewe hierna, gebruik hy die beeld van 'n ewige of 'n vaste gebou. En nou wil hy twee goed eintlik vir ons vandag hier sê, wat ek wil uitlig. In die eerste plek is daar 'n verband tussen die lewe van hier en hierna. Maar in die tweede plek ook 'n verskil van die lewe van hier en hierna. Wat is die verband tussen hier en hierna? Hy begin met die woorde, as ons die eerste woorde gaan lees in 2 Korintiërs 5 vers 1, dan gebruik hy die woorde van ons weet. Nou, die Griekse manier om daardie woorde te gebruik in die begin sê vir ons iets staan vas. Dis 'n algemene ding wat ons ken. Dis iets waaraan ek nie kan verander nie. Dit is hoe dit is vir ons as gelowiges. En dan sê hy, ons weet dat ons aardse woning wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Nou, in hierdie gedeelte van
Korintiërs was daar 'n klompie mense wat hulle self die Epikureërs genoem het. Nou die Epikureërs was 'n groep gelowiges, kom ons sê maar 'n sekte wat gesê het, en as ons gaan lees, ek kan in 1 Korintiërs 15 daarvan gelees, hulle het gesê, weet jy lewe met jy moet die lewe hê, die filosofie van hulle lewe was 1 Korintiërs 15 vers 32, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Hulle het geglo dat die lewe wat ons as mense het, net hier op aarde plaasvind. En as hierdie lewe verby is dit heeltemal verby. Nou, die Bybel leer nie vir ons dit nie. Ek dink as ons die Bybel gaan lees vanoggend se vanmiddagse gedeelte, praat hy van 'n tentwoning en dan 'n vaste woning. Hy wil eintlik sê vir die gelowige, en dis eintlik die groot troos wat dit vir ons bring. As vir die gelowige is die dood net 'n deurgang na 'n lewe nog verder saam met God. As 'n mens gaan lees in Prediker 12 vers 7, die baie bekende gedeelte wat vir ons leer dat ons na die dood as stof na die aarde terugkeer, dan sê hy ook daarna, en die gees van God wat hy gegee het, wat gaan na God. Lazarus se bekende gedeelte wil hy ook vir ons vertel van die lewe hierna. In Johannes 14 eintlik die pragtigste gedeelte voor die sterwe van die Here Jesus Christus, sê hy vir ons, dit wat Jesus vir ons doen hy sodat ons die ewige lewe het. En dan sê hy gaan na die hemelse woning, wat ook vertel van 'n groot paleis of 'n sterk gebou, en hy gaan om die plek daar gereed te maak en vir ons te kom haal, sodat ons by hom kan wees. Uiteindelik vir ons die groot troos as gelowiges gee, dat die dood nie die einde van die pad van die gelowige is nie. Openbaring 7 sien ons dat Johannes daar in die hemel ook sien die gesaligdes. Hy wil vir ons iets sê van die lewe na die dood. Hy wil vir ons sê vir die gelowige, en dis die grootste troos wat ek en u hier kan hê vanmiddag, as ons geloofsekerheid het dat die dood nie vir ons die einde van die pad is nie, maar 'n voortsetting van die pad saam met die Here. Dis 'n groot stuk troos wat die Here vir ons gee. Aan die ander kant gee hy ook vir ons 'n waarskuwing. Elkeen van ons dat hy vir ons sê, die dood is nie die einde nie. Om eintlik vir ons, as ons gaan lees in 2 Korintiërs 5 vers 20, waar hy sê, laat julle met God versoen. Elkeen van ons wat vanmiddag hier sit, moet weet dat ons in hierdie verhouding wat ek met die Here het, moet regstel, want God wil vir my sê, ek moet hierdie geloofsekerheid hê, sodat ek die lewe hierna het. Maar tog is dit 'n groot vertroosting, omdat die Bybel ook vir ons, as ons 1 Tessalonisense 4 vers 13 gaan lees, dan sê hy, die dood vir die gelowige is nie 'n dood waar ons geen hoop het nie. Ons het 'n hoop op die heerlikheid van die lewe hierna. En dis wat God vir ons hier sê. En dis die verband tussen die lewe hier en die lewe hierna, dat die Here vir ons in sy woord sê dat by die dood stop die lewe nie, maar dit word voortgesit vir die gelowige saam met God. Maar tog, as ons hierdie gedeelte, die tweede gedeelte gaan lees van 2 Korintiërs 5, dan sê hy ook vir ons, daar's 'n verskil in die lewe van hier en hierna, die aardverskil. 'n Tent van die lewe hier is iets wat verbygaan. Die vaste gebou is 'n gebou wat vir ewig staan. Daarom vir die gelowige is dit hierdie wonderlike troos dat in die lewe hierna is dit 'n lewe wat nie stop nie, maar dit is 'n lewe saam met God. In die tweede plek is daar ook 'n verskil in die plek. Die tentwoning is hier op aarde. En as koos in sy lewe wat hy hier gestap het, is dit 'n lewe wat baie keer vol van vreugde, maar ook 'n moeilike tye. Ek dink om in 'n hospitaal te lê en hierdie pad te stap is nie maklik nie. En daarom sê hy ook, is daar 'n verskil tussen die lewe hier, want die lewe hierna is vry van trane, hartseer en die dood.
Openbaring praat van 'n nuwe lewe. Hy praat van dat God alles nuut maak. Ook die dier verskil. Die aardse lewe is maar, as 'n mens gaan lees in die Bybel, as jy gelukkig is 70 plus, maar wat vir ons sê van die ewige lewe, is 'n lewe wat nie stop nie, en wat nie einde het nie. Dis in die huis van die Here, dis 'n lewe saam met God. Daarom kom Paulus ook tot die slotsom. Dit is die troos wat ek hier uit die woord van die Here ook bring. Ons het die goeie moed en verkies om liewer uit die liggame uit te woon en by die Here te woon. Mag ons die troos daarin kry dat vir die gelowige stop die lewe nie hier nie, maar dit gaan voort saam met God. Mag julle ook vanuit die woord van die Here vanoggend ook julle vanmiddag ook julle troos daarin kry. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom en ons wil voor U kniel en ons wil voor U buig, omdat U die God is wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar ook omdat U die God is wat ook opgestaan het. En hierdie teks sê vir ons weet dit staan vas vir ons as gelowiges. Wil U vir ons daarin ook die troos en die bemoediging gee? Wil U ook vir Malinda en die kinders in besonder in U liefde vasbind en vasdruk en ook in hierdie pad vorentoe sê dat U nie vir ons los nie, maar dat U met ons op pad is, maar dat ons ook die troos daarin kan kry, dat die gelowige se dood nie 'n ewige dood is nie, maar dit deurgaan tot 'n ewige lewe. Ek vra dat U ook op hierdie pad vir hulle vorentoe, waar dit nie altyd maklik gaan wees nie, ook sal vasbind, gebruik ook vir ons as gemeenskap van gelowiges, om op hierdie pad in liefde met hulle vorentoe te staan, sodat hulle ook sal weet, U los nie vir ons nie, maar U is met ons op pad. Ons bid dit op die groot en die almagtige naam wil. Amen. Ek gaan nou net vir ons, omdat ons nou hierna niks anders het nie, gaan ek vir U die bedanking sommer hier doen. Voor ons die uitspreek van die seën, het vir my gevra ek net bedankings lees hier, en ek sal dit graag lees as dit aan my deur is. Ons wil net dankie sê aan die volgende instansies en persone: Medical Kliniek Gariep en die versorging van die personeel, Dr. Stefan Raubenheimer en die personeel, dan ook vir Rudy en Alet van Koos van Heerden begrafnisdienste, die GWK bestuur en personeel, elke oproep, SMS, WhatsApp en bemoediging en medelee van 'n vriend, familie en ook 'n kollega. Ons sê ook dankie vir die leraars van die NG Kerk Prieska en personeel, Kobus en Pedro Vos, en dan ook Karia en Masha vir die uitsending van die diens. Dan is daar ook tee en verversings wat by die huis sal aangebied word daar in Arbeidstraat. Dit gaan buite op die stoep, so dit gaan op 'n baie verantwoordelike manier dan ook daar gedoen word. Ek wil vra dat Stefanie net vir ons net 'n voorlesing ook hier gaan sal doen. Kyk maar. Hallo. Middag almal. Kan ek so staan? Jy kom maar so staan. Aanvanklik sou ons die voorlesing gedoen het spesiaal vir Jacques omrede hy nie kan wees nie. Jacques. Dis so staan. Maar eers kom maar so baie mooi boodskappe en bemoediging. Ek dink ons bietjie baie. Kom ons lees hom maar almal so doen. Ek gaan 'n bietjie langer lê. Jy kan langer as ek wees. Daar's 100% jy. Maar sê as jy wil hê ook. Van GWK bestuursoogpunt af het ons besluit ons gaan hierdie boodskap lees. Dit kom van Kobie Grydenstein af. Tannie, ek sit en dop al heeldag oor die regte woorde. Die feit is daar is en sal nooit die regte woorde wees wanneer 'n mens se geliefde aan die dood afstaan nie. Oom Koos was die silent warrior van GWK se kredietafdeling.
'n man van min woorde, maar as hy iets gesê het, dan moet jy weet, jy kan luister. Sy sagte persoonlikheid en styfte glimlag het in ons almal se harte ingekry. Dit was 'n voorreg om vir langer as 'n dekade om my kollega te kon noem. Ek is so dankbaar dat hy in my deurgekom het Douglas toe na my afskeid. Men het ons geweet, dit was nie net 'n afskeid van iemand wat GWK, wat ophou werk by GWK nie. Dit is 'n aand wat ons oudspan weer saam kon lag en kuier. Ek sal daardie herinneringe vir altyd koester. Ek bid dat Here die krag en vertroosting by Jesus se voete sal vind. Dan het ons 'n mooi boodskap gekry van een van sy kliënte, so uit 'n kliëntperspektief. Goeienaand Belinda, sterkte met die ingang van Koos. Hy was van groot hulp aan ons boere. Hy het baie boere uit moeilikheid gehelp in die droogte tyd. Deur sy hulp het baie boere groot begin boer en selfs ryk geword. Ons sal hom regtig mis en hy daar 'n groot nagedagtenis agter. Dan is daar 'n boodskap van Tannie Nettie wat my pa se ander suster is. Sy het ook gesê dat sy van haar silent, gentle giant, gaan sy baie mis. Hy was die persoon wat altyd die beste en die sagmoedigste mens wat hy was, het hy altyd tyd gehad en tyd gemaak vir ander mense en die beste in hulle te sien. Tannie Laura is sy oudste suster. Sy sê, boodskap vir my kleinboet en vir Melinda, Stefanie en Jacques. Ons gaan verskriklik baie mis, maar dankie Melinda, Stefanie en Jacques, dat julle so 'n dierbare gesin vir hom was en al julle liefde vir hom gegee het. As ek hom soms verwaarloos het, was dit omrede ek geweet het, hy is in goeie hande met 'n baie gelukkige gesin. So baie dankie vir al julle liefde. Op daai noot van ek my 50 cents ingooi. Tannie Laura, hy was gelukkig. Hy was gelukkig in sy werk, in sy vriende, sy kliënte, almal het hom gelukkig gemaak. En ja, ons was 'n tyd vol. Ons was laf, ons was regtig 'n lawwe gesin gewees. Om aan te sluit om by my ma te sê, dankie. Dit kan ons almal vir haar onomwonde sê. Soos wat ons ouer geraak het, nog hy waardeer jy meer 'n pappa, 'n vriend. Ons het elkeen op ons eie manier 'n deeltjie gebring tot die gesin toe Jacques oor see is met sy wêreldfoto's en met sy video's en hoe dit daar aan die kant lyk, 'n bietjie ons visie ook vergroot het. Toe ek begin werk het, toe het ons dieselfde gemeenskap van, hy sal my bel vir die kredietwet en hoe doen jy met hierdie eening en wat doen jy daar? En maatjie, as ek nie die regte antwoord gehad het nie, dan sou ek my gesê het, my graad gaan terugvra. Of my graad gaan ingee en die geld terugvra. So ons elkeen het 'n deeltjie gehad wat bygedra tot hierdie dinamiese gesin. As ons in die aande in die dam kuier en dit raak te laat, dan sal hy die volgende oggend vir my sê net weer gister aan die wêreld se probleme probeer oplos. En vir my pa het my ma ongelooflik geniet. Ek het nie gedink, dit is asof hoe ouer hulle raak, hoe meer geheg raak hulle aan mekaar. En sy het ons soveel genot verskaf, of dit nou is, of sy begin huil op binneland, dan wil hom doodlag. En die verjaarsdagkoek wat sy vir hom bak, dit lyk of hy nou van 'n trok afgeval het, maar hy is met liefde gebak en hy's lekker en sy sal hom eet. En ek onthou toe nog, toe hy hospitaal toe is, toe pak sy ons sy tassie vir hom daai aand en hy WhatsApp my toe en hy sê, "Pik, jou maat het my 5 hemde, 5 broeke, 5 olies en 5 sokkies aangepak. Lyk my die vrou dink ek gaan 'n bietjie dorploop." Minimaal was die vrou nie so gestres geweest, het ook nie geweet lekker wat om te doen nie en sy het net gepak en gesê, "Luister, kom net waar jy moet wees." Ma was regtig, ma en pa was 'n uitstekende voorbeeld vir liefdevol wees, stytig wees, ons lag vir baie van dieselfde goed wat ons gelag het. So Tannie Laura, hy was happy met al sy vriende, met al sy familie, met sy kliënte en met ons as 'n gesin. Dan het oom Louis ook 'n boodskap gevra dat ons 'n boodskap moet voorlees. Koos, my kleinboet, ek gaan jou geweldig mis. Alhoewel jy groter van statuur was, as jou ou boet, het ek jou altyd as my klein boetie ervaar. Ek herinner my aan die tye agter in die dakboks van Pa se Williestrasie waarmee ons die wêreld vol getoer het. Hoe ek jou verneek het as ons lekkers moes deel. Jy was altyd net tevrede. Hoe jy jou lekkers afstadiger begin eet het, sodat syne nie voor jou moet opraak nie.
hoe ons geskel was deur die ouer broers en suster agter in die Valiant, wanneer ons al ewig gegigel het, en soms het ons saam gehuil ook. Ons was maar stout en klein Koos moes altyd net saam. Dit was nie altyd op die keuse nie. Dit is vir my en Gail baie hartseer dat ons nou weer vir die eerste keer saam sou gaan toer na die Kalahari. Jy sal aan my hart en gedagtes wees elke kilometer. Koos was 'n liefdevolle, sagmoedige en nederige man. Ek het hom beleef as 'n dierbare man vir Melinda en pa vir Stefanie en Jacques. Dit was vir my wonderlik om te weet dat hulle 'n baie hegte gesin is. Ek gaan dit mis om op jou senuwees te werk, wanneer jy saam met my in die motor moet ry. Ek en Gail en my kinders gaan jou baie mis. Ons is lief vir jou, liewe Jesus het jou nou kom haal. Mag jy in vrede rus. Stuur groete aan pa, ma en ou Boelie. En dan laaste, maar nie die minste nie, die kroonprins. Ek het altyd gesê, Jacques is die kroonprins van die gesin. Ek lees graag sy boodskap of 'n brief van my pa ook. Hoe sê mens totsiens? Hoe sê jy totsiens en dankie vir die persoon wat jou groot gemaak het? Hoe sê jy totsiens vir die persoon wat jou alles geleer het wat jy vandag weet? Hoe sê jy totsiens vir die persoon wat daar was vir die hele 29 jaar wat ek op aarde is? Wat vir jou geleer het om ordentlike maniere te hê, altyd jou bes te gee, jou geleer het hoe om jou eerste rugbybal te skop, jou geleer swem en bestuur het. Hierdie lys kan aan en aan en aan gaan. Nou na 29 jaar se vriendskap, amper elke dag se praat in my hele lewe. Die praat oor wat die rugby die naweek gaan gebeur, oor wie die volgende boksgeveg gaan wen, oor die lekker vleisie wat pa Sondagmiddag gaan braai saam met pa se brandewyntjie, en laastens oor wat 'n Sondag aand vir pa gaan kyk. Dis die tye wat vreeslik gemis sal word. Die saam lag oor my simpel stories wat ek altyd by die huis gekyk het, en dan die opgewondenheid oor 'n goeie Sondag aand fliek wat ons almal lê en saam kyk. Weereens, hierdie lys kan net aangaan van dinge wat ek gaan onthou en mis. Maar laastens kan ek definitief ons jaarlikse winterjagte die meeste mis. Die saam sit in die veld en nonsens praat, pa wat vir my elke keer eers te laat skiet. En dan natuurlik die lekker kuier saam met die vriende, die paas en die seuns. En arme ma bekommer haar dood oor wanneer die man eendag aan huis toe kom. Die laaste 4 jaar van ons lewens saam kon ons mekaar nie baie sien nie. Ek sit en werk in China en dan al waarvoor ek gewag het was die boodskap elke tweede dag van my pa om te vra hoe dit gaan. Wat maak jy kuier seker alweer? Nou is dit die tyd om te besef dat ek nie weer daardie boodskap van pa gaan kry vir die res van my lewe nie. Die laaste maand was moeilik om te hoor pa is siek en dan is ek so ver weg vanaf die huis. Dit was moeilik dat ek kon vir die laaste 17 maande nie huis toe kom nie. Ons net vir oulaas mekaar te kon groet. Maar in die moeilike tyd voel ek gerus in my hart. Al is ons duisende kilometers van mekaar af weg en dat daar geen kans was vir my om huis toe te kom nie. Het pa nog steeds die moeite gedoen om my te kom groet in my droom, my 'n drukkie te gee. Ons het mekaar hou vas en ons het gehuil. En daarvoor is ek so dankbaar. Ons almal gaan papa vreeslik mis. Totsiens ou Bola. What a man. What a legend. Love you, John.
ons ontvang die seën van die Here. Kom ons gaan hier uit, ook met die wete, dat God nie vir ons alleen los nie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.